Môre julle, baie welkom by vanoggend se diens. Dit is 9uur op 'n Sondag wat hierdie ek skiet hier nie 9uur op 'n Sondag nie, maar dit is baie lekker om julle hier so saam met my te hê in my ma se braaikamer. Ek dink ons kan dit hernoem braai Aria sessie so met Tanya. Verskoon asseblief my stem. Die Kaap is wonderlik vir my. So my ma het 'n grasdakhuis en toe het my hooikoors en bronchitis in oorgeslat. So dis altyd lekker om weer by die huis te wees. Ek hoop julle geniet julle vakansie. As jy nog nie op vakansie is nie, hoop ek jy geniet die vakansie wat jy nou in gaan. Dis vir my so lekker om saam met julle hier te wees en net met julle te deel wat die Here hierdie week op my hart gesit het. Nou ons sessie of ons diens is op die YouVersion app. Ek lees van die YouVersion app af. So alles wat ek vir jou sê is redelik hierso op die app en vanoggend wil ek met julle oor praat oor ken jou seisoen. Nou hierdie week het ons die voorreg om Bettaler hier by my te hê en hulle het bietjie saam met my kom kuier en my die groot guns gedoen om hier te kuier. So nou kan ek myself tour guide hou. Dis my baie lekker. Weer sien ek die hele Kaap. So dis vir my baie cool en ons het regtig soos die hele Kaap gesien en ons het regtig soos baie lekker plekke besoek en tydens hierdie hele tyd as ek soos jy die Kaap is mooi en die Kaap is mooi. Dis regtig, die Kaap is ongelooflik mooi. Maar dis nie meer my huis nie. En in dit is ek regtig besig om met die Here te praat en ek is soos Here, ek wil nie onvergenoegd wees nie en ek wil nie een van die weird mense wees wat is soos nee, hierdie is nie my huis nie. Maar dit voel nie meer soos huis nie, nee, dis my mense, maar dis nie meer my mense nie. En so praat ek bietjie met die Here en dit is hoe ek nou hierby uitgekom het op ken jou seisoen. Want soos wat ek met hom praat, is ek soos Here, jy weet, daar waar ek nou is in Bethel, mense vra regtig en is regtig julle vra vir my is Bethel wat? En ek is soos Bethel, ja, en ek weet ek het dit al gesê, maar daar's regtig iets in Bethel wat so ja is vir my in hierdie seisoen, dat ewen die Kaap wat verskriklik mooi is en ek is so gebless om hier te kan wees, is nie vir my, dis nie huis nie. Ek is deeltyd besig om terug te verlang en ek soos almal jy weet, mis my huis, mis my mense, kan nie wag vir hierdie jaar om te begin nie. Ek kan nie wag vir almal om terug te wees en dat ons weer saam kan kuier nie. So dis vir my baie interessant en soos ek met die Here praat daaroor, onthou ek die Here herinner my aan Kronos en Kairos tyd. Nou soos wat julle ingaan sal jy sien as ek sê ken jou seisoen en ek gaan bietjie in dit ingaan. God is die skepper van tyd. Tyd is nie sy meester nie en ek dink partykeer vergeet ons dit hy is buite tyd. Ons is in tyd. So ons partykeer dink baie lineêr aan tyd, maar God is buite tyd. Hy het nie tyd nodig nie. Tyd is nie ons is vasgevang in tyd. Tyd is redelik, ons is afhanklik van tyd, maar hy is nie. So ons moet eers hierdie fondasie lê. God leef nie binne tyd soos ons nie. Hy regeer tyd. Psalm 90 vers 1 tot 2 sê: Here, U was ons toevlug van geslag tot geslag. Voordat die berge gebore is U die wêreld en U die wêreld voortgebring het. Van ewigheid tot ewigheid is U God, nê? Jesaja 46 vers 9 tot 10 sê: Dink aan wat lank gelede gebeur het. Ek is God, daar is geen ander nie. Ek is God. Niemand is soos ek nie. Ek maak bekend wat gaan gebeur nog voor dit gebeur. Wat ek besluit, voer ek uit. Wat ek wil, doen ek. Here en julle. Die Here is, daar's 'n verskriklike mooi woord in Engels, sovereign. Hy is die begin en die einde en ek love it wanneer hy so praat en hy sê ek is God, niemand is soos ek nie. Ek maak bekend wat gaan nog gebeur voor dit gebeur. Wat ek besluit, voer ek uit. Hy is in beheer, totaal in beheer. Alle tye, teen alle tye. Daar is nie iets wat hom onverwags vang nie. Ons word onverwags gevang. Ons is soos jy, wat het weet nie met my lewe gebeur. Maar hy daar's niks wat vir hom onverwags
vang nie. So wanneer ons keuse maak om soos laasweek ons gesê het om Jesus te volg, om regtig in daai pad te stap ons saam met die een wat nie soos onverwags gevang word nie. Daar's nie 'n oomblik wat hy soos skrik nie. Ons is besig in die week is ons besig om 'n movie te kyk of 'n series en ek is soos ek gaan nou skrik. Ek weet ek gaan nou skrik, nê? En toe skrik ek nie. So is baie anticlimactic gewees. Maar ons is vas aan daai. Daar's niks in hierdie wêreld wat hom kan vang nie. So God is nie hastig nie. God is nie laat nie. God word nie verras deur tyd nie. Hy sê soos ouma hoor, julle ooit, ek kry dit al hoe meer en meer en ek is nie oud nie, ek weet ek is nie oud nie, maar soos dan sê ek soos ouma hoor, soos hierdie kinders was soos babatjies en nou is hulle soos matriek, verstaan. Daai wat jy verras is, dis Vader, ek is regtig soos tyd stap aan waar jy bewus word van hoe vinnig tyd aanstap. As ons tyd wil verstaan, moet ons God se perspektief van tyd verstaan. So God se tye is nie toevallig nie, nê? En hierso kom ons nou by Kronos en Kairos uit. So die Bybel gebruik hoofsaaklik 2 Griekse woorde vir tyd. So Kronos is kalendertyd, opeenvolgende tyd, minute, dae, jare, dis hoe ons hom ken. En dan is daar Kairos tyd, 'n aangewese, betekenisvolle tyd, 'n God georgestreerde seisoen, 'n geleentheid vir transformasie. Kronos sê, hoe laat is dit? Maar Kairos sê, wat doen God nou? Ek moet gou 'n sluk drink en dan gaan ek neersit. Okay. Kronos is lineêr menslike tyd. So wat is Kronos? Kronos is kloktyd, kalendertyd, opeenvolgende tyd, meetbare tyd. Dit is tyd waarin ons ouer word, ons wag, ons werk, ons maak planne. Prediker 3 vers 1 tot 6. En ek gaan nie die hele ene vir julle lees nie, want julle het hom al gehoor. Daar is 'n vaste tyd vir alles. Elke ding onder die son het 'n tyd om gebore te word, 'n tyd om te sterf. En dan gaan hy mos so verskriklik aan, hè. So Prediker gaan aan om te wys 'n tyd om te plant, 'n tyd om te oes, 'n tyd om te huil, 'n tyd om te lag. Kronos is nie boos nie. Dit is God geskep. God het dit geskep. Dit is hoe dit kronologies moet gebeur. Dis ook waar die woord kronologies vandaan kom, né? So Kronos, chronologic, dit kom van daai, dis die root woord vir chronologically en hey, my Engels is nou lekker vanoggend. Okay, so maar Kronos so dis waar dit vandaan is, God geskep. Maar Kronos alleen verduidelik nie wat God doen nie, nê? So dit is altyd, ons moet na altyd kyk. Die gevaar van net Kronos dink, as ons net dink in hierdie tydlyn, verstaan, dinge moet so gebeur. Wanneer ons net in Kronos dink, vra ons soos hoe lank nog? Hoekom vat dit so lank? Wanneer gaan dit verander? Wat doen ek verkeerd? Maar God werk nie net volgens hoe lank nie. Hy werk volgens wanneer dit ryp is. Okay, so Kairos is God se aangewese, doelgerigte tyd. Wat is Kairos? Kairos beteken 'n vasgestelde tyd, 'n beslissende oomblik, 'n goddelike seisoen, 'n tyd vol betekenis. So Kairos in die woord van Jesus, is Markus 1 vers 15. Hy het gesê, die tyd het aangebreek. God se koningheerskappy gaan nou enige oomblik begin. Kom tot inkeer en glo die goeie nuus. Hy sê die tyd het aangebreek. Daar's 'n oomblik, there's a moment in time, né? Hier gebruik Jesus die woord Kairos. Dit beteken hierdie oomblik is nie toevallig nie. Hierdie seisoen is nie lukraak nie. God is besig om sy plan te ontvou. Hy is besig om te werk. So Kairos beteken nie spoed nie, dit is gereedheid. Nou julle moet hierdie vashou hier agter in julle brein, hierdie gereedheid, nê? Iewers hier moet daar nou begin klokkies klink vir jou oor gereed wees, oor ryp wees, oor wat se seisoen is ek in, wat se tyd is ek in. Predikers 3 vers 11, so ons nou 'n bietjie verder aangelees na al daai verskriklike baie tyd wat hy oor gepraat het. Hy het alles mooi gemaak. Hy het aan die mens 'n visie gegee van ewigheid. So hy het vir ons 'n visie van ewigheid gegee. Dis Jesus Christus, né? Tog kan mense nie die volle omvang van God se werk van begin tot einde verstaan nie. So al het ons 'n visie van wat ewigheid is, kan ons nie ten volle die omvang van God se werk heeltemal verstaan nie. God doen dinge wanneer dit volwasse is, wanneer dit kan dra, wanneer dit sy doel dien. Okay, so hier is kronologies ons wat besig is om deur goeters te gaan. God het oomblikke
waar hy goed mee besig is. En as ons vashak by kronologies en ons is nie gerig, ons oë is nie vasgerig op Kairos nie, op die Kairos tyd van God, die tyd van God waar hy iets vorentoe wil bring of wanneer hy iets wil gebeur, dan gaan ons baie goeders mis. Of wanneer ons net gefokus is op wat God die hele tyd wil doen, dan mis ons kronologies goeders. Ons mis die voorbereiding. Okay, so altyd van daai moet saamwerk vir ons om by 'n punt uit te kom. Okay. So wanneer Kronos en Kairos saamwerk, nou ek gaan 'n bietjie in diepte ingaan. Julle gaan nou sien in Josef en Dawid oor hoe kyk ons hoe goeders nie net vir hulle kronologies werk nie, maar ook Kairos werk. Wanneer hulle die oomblik gespot het, hey, God het nou iets gedoen en gaan in dit beweeg, né? So Kronos, dink so daaraan. Kronos is die pad. Kairos is die oomblik wat op die pad waar God iets diep doen, né? So as ons dit nou kan vergelyk met Paulus loop op die pad van Damaskus en hy's eintlik op pad iewers heen. Hy's eintlik soos 'n mission ou. Hy's nie eers besig om aan God te dink nie. Hy's eintlik nog steeds besig om God se mense te agtervolg en hy's op pad besig om iets te doen. Hy's besig om in dit in te stap en terwyl hy besig is om te stap, het hy 'n ontmoeting met God en in daai oomblik het hy 'n Kairos oomblik, hy het 'n oomblik van openbaring, hy het 'n oomblik van oh my word, hierdie is wie God is en dan gaan hy verder, verstaan? So daar's 'n pad en hy moes daai pad gestap het. Daar's 'n rede dat hy daai pad moes gestap het. Wat die rede is, sal nie een van ons weet nie. Hy was baie opgelei geweest. Hy het nodig gehad om daai goeters deur te gaan om uit te kom by daai oomblik, om dit te grasp, maar toe die oomblik kom, was hy gehoorsaam geweest. En dis waar ek vandag 'n bietjie oor wil chat, oor hierdie oomblik en is ons regtig besig om mooi te verstaan kronologies wat besig is om ons te gebeur, maar ook ons oë uit te hou vir wat God in die oomblik besig is om te maak wil gebeur en waar hy dalk ons nodig het om saam met hom te werk. Okay. So, ek gaan nie te veel vooruit gaan nie. God gebruik wagtyd om mense gereed te maak vir goddelike ontmoeting. Okay. Ons maak dikwels die fout om Kronos en Kairos teenoor mekaar teenoor mekaar te stel, asof Kronos wagtyd sleg is en Kairos deurbraak goed is, nee, so ons wil net daai deurbraak hê. Maar in die Bybel werk Kronos en Kairos saam. Kronos is nie 'n wagtyd wat jy moet oorleef nie. Dit is 'n vormingstyd wat jou voorberei vir daai oomblik. Okay. So as jy besig is om konstant te soek vir jou volgende deurbraak, jou volgende ding, jou volgende hierdie, ek is net op pad om daar te kyk, dan mis ek die vorming om wanneer daai oomblik breek, 'n goeie rentmeester van dit te kan wees, om dit volhoubaar te kan doen en om volhoubaar mense saam met my te vat in dit, om in volwassenheid dit te kan doen. Daar's 'n konstante plek waar ons volwasse moet word in verskillende goeders. Volwasse moet word, verstaan as jy nou jaar 1 in jou werk versus jaar 15 in jou werk. Jy's volwasse in jou werk. Jy het al ervarings, jy het al goed deurgegaan. Wanneer jy kan goeders beter spaat as wat jy jaar 1 dit kan spaat, né? Nee? Maar daar's 'n jaar 1 is belangrik. Dis belangrik dat jy partykeer 'n bietjie oor jou voete val. Dis hoe ons resilience opbou. Dis hoe ons bou om te kan hanteer wat ons hanteer op jaar 15 het ons jaar 1 nodig. Okay. So Prediker 3 vers 11 gaan ek net weer vir julle lees. Dit is verskriklik mooi. Hy het alles mooi gemaak, hy het aan die mens die visie gegee vir ewigheid. Tog kan mense die volle omvang van God se werk van begin tot einde verstaan nie. Psalm 90 vers 2 sê, voordat die berge gebore is en u die wêreld voortgebring het, van ewigheid tot ewigheid is u God. Hy is altyd in beheer. Hier sien ons 'n belangrike waarheid. God werk binne tyd, maar met 'n ewige doel. Kronos is die proses, Kairos is die vervulling van die proses. Ek wil seker maak julle lê daai lekker vas, nê? Kronos is die proses. Daar hulle die jong mense op TikTok is soos trust the process. Trust the process. As dit by God kom, trust the God of the process if you need to. Maar vertrou dat die proses belangrik is. As ons die proses wegwens en nie deur hom gaan nie, gaan ons nie noodwendig altyd reg wees vir wanneer die deurbraak kom nie. Okay. As ons Kronos verag, verstaan ons nie Kairos wanneer dit kom nie. So hier is Josef en Dawid en ons gaan lekker uiteensit wat gebeur het. Wanneer God se belofte vroeg kom, maar sy tyd lank vat, né? Hierdie is 'n lekker enetjie.
Hierdie twee manne wys vir ons 'n kernwaarheid van God se tyd. God openbaar sy bedoeling in Kairos, maar vorm sy mense oor Kronos. Okay, soos God openbaar sy bedoeling in 'n oomblik van beweging, maar hy vorm sy mense in die kronologiese loop van tyd. Okay, so nommer 1, Josef. Wanneer God jou toekoms wys, jou toekoms wys, maar jou hede bekend lyk. Okay, brekend lyk, skus, nie bekend nie. So, Josef is Kairos. Sê, Kairos, God openbaar die bestemming. Ek gaan dit oorlees. Tanya lees nie mooi nie. Josef se Kairos, God openbaar die bestemming. Okay, so Josef se Kairos kom vroeg in sy lewe, nog voordat sy karakter volwasse is. In Genesis 37 vers 5 tot 7. Een nag het Josef 'n droom gehad. Hy het dit vir sy broers vertel, waarna hulle hom nog meer gehaat het. Okay. Kom luister na hierdie droom van my, het hy gesê. Ons was besig op die land om gerwe graan vas te bind. My gerf het regop gestaan, maar julle gerwe het rondom kom staan en laag vir my gebuig. Nou, julle imagine hierdie, jy is een van 12 boeties. Iewers gaan behoort jy siblings te hê of te ken, so jy behoort hierdie te kan imagine. Josef is besig om te werk. Hy sê, luister boys, weet jy wat ek gedroom gisterond? Ek het gedroom, julle almal gaan voor my buig. Julle almal gaan voor my buig. Kan jy imagine wat in daai hulle was seker soos, excuse me sir. Nee, hy is nou nog 'n jonger een, ek kies op weet. Excuse me, waar val jy uit? Ek gaan nie voor jou buig nie, nee. So hy het sy roeping gehad en dit het gebeur, dit het tot 'n vervulling gekom, maar in daai oomblik was sy karakter nog nie reg nie, nee. Hy het nog nie sy tyd lekker gelees nie. So later in Genesis 37 vers 9 sê dit daarna het Josef nog 'n droom gehad en hy vertel dit weer aan sy broers. Luister na hierdie droom, sê hy, die son, maan en 11 sterre het voor my kom neerbuig. Ek het nou nog 'n droom gehad. Nie net gaan julle voor my buig nie, maar die son, die maan en 11 sterre het voor my gebuig, nê? Kan jy imagine die gesprekke ouma met? Hierdie ou is so grootkoppig, nee, hy dink hy gaan die wêreld. Kan jy imagine die teenkanting wat hy op 'n jong ouderdom gekry het as hy daai vir sy broers gesê het, nê? Hy het sy tyd reg gesien. Mense om jou sien nie altyd jou tyd nie. Ek wil hê jy moet hoor. Mense om jou gaan nie noodwendig sien waarmee God besig is met jou nie. Dit is okay. Jy moet by God gaan sit. Okay. Hierdie was nie Josef se idees nie. Dit was openbaring. God wys vir hom wat gaan gebeur, maar nie hoe of wanneer nie. Wat belangrik is, Josef ontvang 'n Kairos woord, maar hy het nog nie die wysheid om dit reg te dra nie. Okay, so dalk het jy 'n profetiese woord gekry. Dalk het jy 'n openbaring gekry. Dalk het iemand het iets vir jou gesê en dit het nie gelyk of uitgewerk soos wat jy gedink het dit gaan doen nie. Jy het 'n Kairos woord ontvang. Daar's 'n ding wat moet gebeur vir hom om in vervulling te kom. Partykeer gebeur dit dat dit in die oomblik so gebeur, maar as jy so woord ontvang, moet jy vir God vra, God, is hierdie 'n woord vir nou, of moet ek in die woord in groei? Moet ek in die woord in volwasse word? Is hierdie ietsie wat U vir my gee, sodat ek dit my oë op U en daai woord kan hou, en doelgerig na dit toe kan beweeg, né? So, Josef se Kronos, jare van vorm, stilte en toetsing. Wat het ek nog gesê? Na die droom word Josef verkoop, hy beland in slawerny, word vals beskuldig en hy beland in die tronk. Amazing, né? Nou daar's 'n paar van julle wat vir my gaan sê, Tanya, ek weet hoe dit voel. Ek het hierdie amazing woord ontvang, ek het hierdie amazing droom ontvang. Ek het in die kerk gesit en ek het gevoel die Here sê ek moet hierdie doen en toe gebeur die teenoorgestelde. Né? Soos verkoop, so human traffic. Josef was human traffic. Hy was 'n slaaf, human traffic. Hy word vals beskuldig, nê, en hy gaan sit in die tronk vir baie lank. Okay. Genesis 39 vers 20 tot 21. Hy gryp Josef en gooi hom in die tronk waar die koning se gevangenes gehou word. Terwyl hy daar in die tronk vas was, terwyl hy daar in die tronk was, die Here ook met Josef. Hy het sy getrouheid aan Josef bewys deurdat die tronkbewakers hom goedgesind was. Dit is hoe God sy goedheid vir hom bewys het, dat die tronkbewakers goed was aan hom.
nee? Hy het hom nie uit die tronk uitgebreek nie. Hy het nie hom verlos nie. Hy het nie enige van daai gedoen nie. Die tronkbewaarders was goedgesind. Dit is hoe God met hom was. As jy nie jou Kairos woord verstaan nie, as jy nie vertrou op God se karakter nie, gaan daai jou breek. Dit gaan jou breek, want jy gaan wees soos, hoekom ek, Here? Hoekom moet ek in hierdie tronk sit? Nie het die woord vir my gegee. Nou buig ek voor almal anderster, nê? En jy gaan in 'n pity party ingaan en jy gaan in 'n plek van selfbejammering ingaan en jy gaan in 'n plek ingaan waar jy terugval in ou gewoontes in omdat jy nie jou oë konstant op God gehou het nie en is soos Here al gebeur hierdie. Ek vertrou dit wat hy sê die waarheid is. Al vat dit my 12, 14, 20 jaar, gaan ek daar uitkom. Okay. Hier sien ons iets belangrik. Josef se omstandighede versleg, maar God se teenwoordigheid verlaat hom nie. God gebruik Kronos om Josef te leer. Getrouheid sonder erkenning. Gehoorsaamheid sonder beloning. Vertroue sonder verduideliking. Daai is groot konsepte, nê? Getrouheid sonder erkenning. Ons verwag erkenning. Ons doen. Ek kan vir jou wat sê? Iewers in ons wil ons erkenning hê, nê? Ons verwag beloning vir ons gehoorsaamheid. Ons verwag verduideliking wanneer ons vertrou. Dis nie altyd hoe dit werk nie. God maak dit nie altyd so gebeur nie. Ons moet kan sê ten spyte van. Ten spyte van die feit dat ek nie erkenning kry nie, sal ek getrou bly. Ten feite van die feit dat ek nie beloning kry nie, sal ek gehoorsaam wees. Ten spyte van die feit dat ek nie 'n verduideliking kry nie, sal ek vertrou en aanhou vertrou. Dis wat God besig was met Josef in hierdie plekkie. Wat God in Josef vorm. In die tronk leer Josef om te dien sonder posisie, om God te vertrou sonder beheer, om nederig te wees met gawes, om wysheid te hê sonder mag. Jy kan al daai goeders leer sonder die posisie. Ons partykeer, meeste van die kere, glo die posisie gaan dit vir ons gee. Ons moet reg wees om in die posisie te kan loop en wanneer ons daai posisie ontvang, al die tools en die karakter hê om dit voluit te kan doen en seker te maak dat die posisie dan oor God gaan en nie oor my nie. Maar vir dit om te gebeur is daar karakterontwikkeling wat moet gebeur. Nou ons kan partykeer soos Israel ons tyd uitstel. Ons kan dit uitstel omdat ons nie gehoorsaam is in ons vorming nie. God gaan nie noodwendig vir ons iets gee as ons nie reg is vir dit nie. Okay. Genesis 40 vers 8. Hulle antwoord hom, albei van ons het laas nag gedroom, maar niemand kan dit vir ons verklaar nie. Om drome te verklaar is die werk van God, antwoord Josef. Vertel my wat jy gedroom het. Dadelik is hy in 'n plek toe die oomblik aanbreek vir hom om in sy ding in te stap. Was sy eerste woorde om drome te verklaar is die werk van God. As hy gedink het dit was homself, as God hom toegelaat het om al die drome uit te lê, om te weet, om in die gawe te stap, om bekend te wees vir die gawe, dan het hy gesê, ek weet wat die antwoord is vir jou, kom sit by my. Dan kry God nie die glorie nie, nê? Die man wat eers gespog het oor sy droom, wys nou afhanklikheid van God. Kronos het sy hart gevorm voordat Kairos hom verhoog. Okay. Josef se Kairos vervulling, God se tyd, nie Josef se nie. Genesis 41 vers 14. Die farao het Josef dadelik laat roep. Hulle het hom hastig uit die tronk gehaal, hom geskeer en ander klere laat aantrek. Hy het toe voor die farao verskyn. En dan Genesis 41:39 tot 41. Hy draai om hom toe na Josef toe en sê, God het die betekenis van hierdie droom aan jou bekend gemaak. Niemand is ook nog so wys en verstandig soos jy nie. Ek stel jou aan oor die projek en oor die paleis. Jy sal oor al my onderdane gesag hê. Verskoon my. Nie net ek sal meer mag as jy hê. Die farao sê verder vir Josef, hiermee stel ek jou aan oor die hele Egipte. Dit was lank gewees, hy was baie jare in die tronk gewees. 14 plus jaar was hy in die tronk. Was hy getrou, voordat hy sy deurbraak gesien het.
Josef se bevordering gebeur skielik. He is the God of suddenly, when he has formed you. Maar dit was jare se wording, né? Aan die einde verstaan Josef God se tyd. Genesis 50 vers 20. Julle het my wel kwaad aangedoen, sê hy vir sy broers, maar God het die kwaad wat julle gedoen het, omgekeer in iets wat goed is. Hy het deur my gesorg dat 'n groot volk oorleef. Josef sien nou, God het nie tyd gemors nie. God het nie foute gemaak nie. God het Kronos gebruik om Kairos te kan dra. Julle, en hierdie is belangrik. Hierdie is belangrik. As jy jou tyd mis waarin jy is, gaan jy dalk 'n stukkie mis van wat God vir jou het. En eerder as om tyd weg te wens en om seisoene weg te wens, of om net deur emotions te gaan, ek is nou maar net hier, en dit is nou maar net wie ek is, en dit is nou maar net, verstaan, ons gaan die hele tyd so. Instead of om in daai spasie te wees, om stil te gaan staan en te sê, Here, waarmee is U besig? Here, waarmee moet ek my nou besig hou? Waar is U besig om my te vorm? Waar is ek besig om 'n disipel van U te wees? Waar is ek besig om voor U te sit? Waar is ek besig om voor te berei vir 'n Kairos tyd? Dalk is dit nou my Kairos tyd. Hoe moet ek my Kairos tyd my bestuur, né? Dawid. Wanneer God jou salf, maar jou nog verborge hou. Okay, Dawid se Kairos, God kies hom. Dawid se Kairos, nie Kairos, dit was nou weird, ek weet nie wat ek daar gedoen het nie. Dawid se Kairos kom onverwags, privaat, sonder publieke erkenning, né? 1 Samuel 16 vers 12 tot 13, Isaai het so gemaak en het hom laat roep. Hy was rooierig van voorkoms, aantreklik met mooi oë. Dit is hoe hulle Dawid beskryf. En net soos julle weet, Samuel was op pad na Isaai toe en om die volgende koning te kies, né? En te salf. Saul was klaar koning, Saul was koning, né? Maar Saul het aangejaag. En Samuel, God sê vir Samuel, ek gaan 'n dude kies, né? En ek gaan na Isaai toe. En Isaai het al sy seuns, behalwe Dawid. Dawid was besig om skaapwagter te wees. En dit is hoekom hulle daar sê, Isaai het so gemaak en hom laat roep. Okay. Want hy het vir elkeen gekyk en in daai, net voor dit, iewerster, is hy besig om te praat en sê, Here, maar al hierdie mense is so mooi, verstaan, hierdie kan 'n koning wees. En dan sê God, ek kyk nie na voorkoms nie, ek kyk na die hart, né? Uiteindelik sê die Here, dis die regte ene. Salf hom. Terwyl Dawid daar tussen sy broer staan, neem Saul die olie wat hy saamgebring het en gooi dit uit op Dawid se kop. Van toe af het die gees van die Here kragtig in hom gewerk. Daarna het Samuel na Rama toe teruggegaan en Dawid was dadelik koning en het geheers. Nee, ekskuus. Dis nie wat gebeur het nie. Dawid is gesalf, maar niemand roep hom koning nie. Niemand verander sy rol nie. Kairos gee identiteit, nie posisie nie. Okay, Dawid se Kronos, die veld, die paleis en die grot. Na die salwing gaan Dawid terug na skape toe. Hy dien Saul, hy word gejaag, hy leef in grotte, né? 1 Samuel 18 vers 14, Dawid was suksesvol in alles wat hy gedoen het, en die Here was met hom. God gebruik Kronos om Dawid te leer, nederigheid onder gesag, gehoorsaamheid sonder erkenning, geduld sonder beheer. Die belangrikste toets wat Dawid gehad het, was Saul. Okay, dit was nie dit was nie Goliat nie. Dawid se grootste toets was nie Goliat nie. Dit was Saul, die koning wat hom onregverdig behandel het. Goliat was sy oomblik om gesien te word omdat hy getrou was in die veld. Hy kon doen wat hy gedoen het met Goliat omdat hy getrou was as skaapwagter. Toe begin sy groot toets, Saul. Toe begin amper 17 jaar, 25 jaar, ek kan nie presies onthou nie, dis 25 in algeheel, maar dit was 12 of 15 jaar, ja, ek dink is 12 jaar, voordat hy koning was oor 'n gedeelte van Israel, en toe 'n verdere aantal jare voordat hy koning was van die hele Judea, né?
1 Samuel 24 vers 6, maar daarna begin Dawid sy gewete ontpla, omdat hy 'n stuk van Saul se mantel afgesny het, nee, ons ken daai storie. Dawid kon God se belofte afdwing, maar hy kies om God se tyd te eer. Hier leer Dawid, respek vir God se gesag, vertroue in God se tyd, selfbeheersing oor selfbevordering. Hy kon met daai stuk baie gedoen het, hy kon ongehoorsaam gewees het, hy was geregtig om dit te doen. In die gees was hy aangestel, dit was sy posisie, hy was geregtig om dit te doen, maar hy kies God bo ewen die geregtigheid wat God hom gegee het om daar te wees. God het vir hom gesê, jy mag daar wees, jy moet koning wees, ek het jou gesalf, die gesag, die alles lê by jou, ek sit, my gees, my goedheid beweeg saam met jou, jy is geregtig om in daai posisie in te stap, dis joune. Maar God sê van wag, en hy eer God bo oor dit wat God hom gegee het, bo oor die belofte is nie belangriker as God nie. Wat God in Dawid vorm, die wagtyd leer vir Dawid om God se hart te ken, om te aanbid in donker tye, om God te vertrou sonder antwoorde. Hier moet temas hier by jou opkom, né? Psalm 57 vers 2. Wees my genadig, o Here, wees my genadig, ek soek skuiling by U. In die skaduwee van U vlerke sal ek skuil totdat die onheil verby is. Die psalms word geskryf in die grot, nie op die troon nie. Dit is waar dit geskryf word. Ek meen, daar is hierdie mooi storie, en ek dink ek het dit al vertel, van die ouens wat No Longer a Slave to Fear geskryf het, né? En hulle was besig en hierdie sang het die wêreld oorgegaan, en hulle is dieselfde mense wat I Raise a Hallelujah geskryf het. En op 'n stadium vra iemand vir die ou, maar wat moet ek doen om so 'n sang te kan skryf? En die ou sê vir my, wil nie weet nie. Jy het geen idee wat ek moes deurgaan om daai tipe sang te kan skryf nie. Hoekom? Want ek moes deur 'n tyd gaan, ek moes deur 'n vormingsproses gaan, om volwasse genoeg te wees, om hierdie voor te kan bring, en wanneer ek dit sing, wanneer ek hierdie lirieke neersit, die krag van getuienis agter dit te kan sit. So my vraag is, as jy bid vir jou deurbraak, is jy reg vir jou deurbraak? Is jy op die plek waar jy kan sê, God, ek was getrou, kan ek dit sê, is ek volwasse gedoen vir dit, gaan ek 'n goeie rentmeester wees? Hoe weet ek of ek 'n goeie rentmeester gaan wees? Is ek nou? Lewe ek nou, asof ek was? Nee? 2 Samuel, baie lank, 5 vers 3 tot 4, Dawid het toe daar in Hebron voor die Here 'n ooreenkoms met die leiers van Israel gesluit, en hulle het hom as koning van Israel gesalf. Dawid was 30 jaar oud toe hy koning geword het, en hy het altesaam 40 jaar lank regeer. Die belofte wat het gewag, Dawid het nie gejaag nie, God se tyd het gekom. Josef en Dawid wys vir ons, God openbaar sy plan vroeg, maar hy vertrou sy plan net so aan mense wat gevorm is. Kronos breek nie God se belofte nie, Kronos dra God se belofte. Psalm 31 vers 15 sê, maar ek vertrou op U, Here, o Here. Ek sê, U is my God. As jy vandag weet wat God gesê het, maar dit nog nie sien nie, voel jy vas, voel jy ongesien, dan is jy moontlik nie buite God se wil nie, jy is binne God se tyd, né? Hierso is Jesus die volmaakte openbaring van God se tyd. So Jesus is die volmaakte voorbeeld vir ons van openbaring van God se tyd. Hy wys vir ons hoe hy ekskuus my julle. Hoe hy in Kronos lewe, maar Kairos verstaan. Okay, so as ons wil verstaan hoe om in Kronos te leef met 'n Kairos bewustheid, moet ons na Jesus kyk. Hy is nie net ons verlosser nie, hy is die volmaakte voorbeeld van hoe 'n mens onder God se tyd leef. Jesus was nooit haastig nie, maar ek weet nie wat ek geskryf het nie. Hy was nooit haastig nie. Hy was volledig oorgegee aan die Vader se tyd, né? Jesus leef onder die Vader se agenda, nie mense se nie. Johannes 5 vers 19. Jesus het daarop gereageer. Ek verseker julle, die seun kan niks uit sy eie doen nie. Hy doen slegs wat hy die Vader sien doen. Wat die Vader ook al doen, dit doen die seun net so.
Jesus self as die Seun van God onderwerp hom aan die Vader se wil en tyd. Hy reageer nie op druk, nood of verwagting nie, maar op wat hy, die Vader, sien doen. Ware geestelike volwassenheid is nie om vinnig op te tree nie, maar om reg te onderskei wanneer God beweeg. My tyd het nog nie gekom nie. Jesus is bewus van die feit dat sy tyd nog nie gekom het nie. Johannes 7 vers 6. Jesus sê toe vir hulle, my regte geleentheid het nog nie gekom nie, maar julle geleentheid is altyd voorhande. Hier sien ons duidelik onderskeid. Mense leef volgens geleentheid en druk. Jesus leef volgens goddelike aanwysing. Nie elke oop deur is God se deur nie. Nie elke nood vra onmiddellike optrede nie. Nie elke kans is 'n kairos oomblik nie. Jesus het geweier om voor die Vader se tyd te beweeg. Julle, dit is baie belangrik vir ons om te verstaan dat daar 'n tydperk is, nê? Nee? Waarin ons besig is en ons moet die tydperk verstaan. So as jy nou nog nie stil geword het nie en vir God gevra het, Here, wat is my tydperk nie, is nou jou tyd. En ek wil net gestop het om dit te sê. Dis nou jou tyd om dit te vra. Dis nou jou tyd om vir God te sê, Here, waar is ek? Hoe lyk dit? Ek wil saam met U wees. Ek wil lewe kronologies, maar met 'n kainos bewustheid, met 'n bewustheid van wat U doen, Here, dat alles wat ek doen ewige gewig en ewige waarde het. So ek wil nie my tyd mors nie. Al voel dit vir my soos 'n tydmors, Here, maak seker dat dit nie 'n tydmors is nie, nê? Okay, ekskuus, ek wou net daar gesê het. Ek wil ingaan vinnig in Lazarus, en dis die laaste dan. Lazarus, wanneer liefde wag. Een van die diepste teologiese tonele oor tyd en geloof vind ons by Lazarus, nê? Johannes 11 vers 5 tot 6. Jesus was lief vir Martha, haar suster en vir Lazarus. Toe Jesus gehoor het dat Lazarus siek is, het hy nog 2 dae oorgebly op die plek waar hy was. Dit is teenstrydig van wat ons ken van Jesus, nê? Here, ek is siek. Nou. Here, ek voel nie lekker nie. Nou. Here, hierdie is nie vir my goed nie. Nou. Hy was lief vir hulle en hy het gewag. Let op die spanning. Jesus het hulle lief gehad en juist daarom het hy gewag. Liefde beteken nie altyd onmiddellike verligting nie. Liefde beteken soms dieper openbaring van God se heerlikheid. Kronos sê dis te laat. Johannes 11 vers 17. Toe Jesus daar aankom, het hy uitgevind dat Lazarus al 4 dae in die graf was, né? Hy het hom nou 'n rukkie gevat om te stap, obviously. Johannes 11 vers 39. Jesus sê toe, rol die klip weg. Maar Martha, Lazarus se suster, sê vir Jesus, meneer, hy ruiks reeds, seker reeds, want dit is die 4de dag. Verstaan, sy voel ek het 'n redelike valid punt, wat sy soos, ek dis baie seker, hy ruik al, want hy is 4 dae. Basically is hy soos, jy's laat, né? Volgens menslike tyd is die situasie verby. Hoop is weg, die wagtyd lyk soos mislukking, né? Here, hy is al dood. Here, U het nie gekom, toe moes nie. U het nie deurbraak gebring, soos wat U gesê het, U gaan nie. En ja, wat kan ek vir sê? Dis al dood, né? Hoe verkeerd jy so gevoel? Kairos sê, nou sal God se heerlikheid gesien word. Jesus sê toe vir haar, het ek nie vir jou gesê, dat as jy glo, jy die heerlikheid van God sal sien nie. God word geheerlik. Jesus was nie laat nie, hy was presies op God se tyd. Die wagtyd het die wonderwerk nie verhinder nie. Dit het dit verdiep. Jesus se hele lewe beweeg na 'n vasgestelde tyd. Jesus se koms, sy bediening, sy kruis en sy opstanding was nie toevallig nie. Galasiërs 4 vers 4 sê, maar in die volheid van die tyd het God sy seun gestuur. Hy is uit 'n vrou gebore onder die wet. Later sê Jesus self, Johannes 12 vers 23. Jesus reageer toe daarop, die uur het aangebreek dat ek die seun van mens verheerlik moet word. Selfs die kruis was nie te vroeg of te laat nie. Dit was God se vasgestelde kairos vir redding. Uit Jesus se lewe leer ons, God se liefde word nie gemeet aan spoed nie. Wagtyd is nie God se afwesigheid nie. God se heerlikheid word dikwels eers na die wagtyd gesien,
Gehoorsaamheid aan God se tyd is deel van geloof. Hebreërs 10 vers 36 sê, wat julle nodig het, is om te volhard, sodat julle kan voortgaan om God se wil te gehoorsaam. Dan sal julle ontvang wat God beloof het. Ken jou seisoen en vertrou op God se tyd. Die vraag is nie, hoe kom ek hieruit nie? Die regte vraag is, Here, wat doen U hier in my? Psalm 31 vers 15 sê, maar ek vertrou op U, Here. Ek sê, U is my God. So vandag as jy voel, God is stil, dit vat lank, jy is in 'n wagtyd, of jy is in 'n woestyn, dan sê die woord, jy is nie verlaat nie, jy is nie agter nie, jy is nie buite God se wil nie, jy is in God se tyd. Habakuk 2 vers 3 sê, die dinge wat ek beplan, gaan nie nou dadelik gebeur nie. Stadig maar seker breek die tyd aan wanneer die visioen waar sal word. Wag geduldig, al voel dit of dit stadig gaan, wees seker, dit gaan gebeur. Dit sal nie onnodig talm nie. Wat se seisoen is jy in? Waar in die seisoen is jy? Gaan terug na die begin toe en gaan sit by God se voete. Onthou, dit gaan oor hom. Dit gaan nie oor of ek deurbraak kry nie. Dit gaan oor, Here Jesus, my oë is op U vasgepen. Here Jesus, my oë is vasgenaal op U. Here Jesus, ek wil nie iets sien as ek nie U sien nie. Here, waarmee is U besig? Waarmee wil U verheerlik? Hoe is U besig om my te werk om U verder te verheerlik? Kom ons bid. Here Jesus, dankie. Dankie vir Kairos en Kronos tyd, Here. Dankie vir die feit dat ons kan by U voete sit en kan weet, Here, dat ons nie alleen is nie, dat ons saam stap saam met die een wat in beheer is van dit alles, Here, en dat ons saam met U kan bewerk, saam met U werk om hierdie te laat gebeur. Here, ek kom bid dat soos wat elkeen hier luister, Here, U vir hulle sal uitwys. Waar is hulle oomblikke? Waar is hulle? Waartoe werk hulle, Here? Dat hulle vertroue sal hê om aan te hou werk, Here, om resilience op te bou, om deur te druk, om te volhard, Here. Here, as daar Kairos oomblikke is, mag ons dit aangryp en mag ons U heerlikheid uitskyn. Dankie, Here Jesus. Dankie vir 'n gemeente wat met doelgerigtheid beweeg. Ons is lief vir Jesus. Ek bid en vra dit in Jesus naam. Mag julle 'n amazing Sondag hê. So bitter baie lief vir julle. Bye!